Ek wil volgende met die gesels oor hoe om bekommernis te oorwin. Met ander woorde, in goeie Afrikaans, hoe om nie te worry nie. Om op te hou worry. Wie van julle worry? Almal worry. Ja, bekommernis is maar deel van mens wees, né? Om bekommerd te wees oor goed. Nou, daar is baie goeders wat ons bekommerd maak. Eintlik is bekommernis maar net 'n natuurlike, gefokuste besorgdheid oor goed. Ons is besorg oor goed. Maar ons moet een ding verstaan, dat bekommernis is nie veronderstel om deel te wees van ons lewens nie. Ons is veronderstel om eintlik sonder dit te leef, want bekommernis het 'n baie groot effek op ons. En in ons lewens en op ons lewens. En veral as ek voortdurend bekommerd is en bekommernis in my hart ronddra, dan het dit 'n effek op ons. Ons het nou nie tyd om stil te staan by wat is die effekte alles nie, maar daar is baie goeters. Nou, bekommernis is nie nuttig nie, dis nie produktief nie, en dit het selde verander het enige iets. Dit verander eintlik maar nooit enige iets nie, behalwe dat jy bekommerd is. Dit verander net mooi niks nie. So ons is bekommerd oor verskillende goeters, en daar's ek baie van hulle, bekommerd oor wat ander mense van jou dink. Ek gaan nou nie vra dat ons hande opsteek nou, weet, wie is nou daaroor bekommerd? Ja, okay, maar worry about what we can't control. Wie van julle was al daaroor bekommerd? Laat ek dit vra. Jy is nie in beheer nie, maar jy is nog steeds bekommerd daaroor. Jy kan niks daaraan doen nie, maar jy is nog steeds bekommerd daaroor. Bekommerd oor moeilike besluite wat jy moet neem. En moeilike besluite is maar deel van die lewe. Worry about finances. O ja, daar's die enetjie wat ons gewoonlik mos nou maar stoei meer, né? Bekommerd oor die konflik en verdeeldheid, bekommernis, worry about opposition, or confrontation, bekommerd oor mislukte verhoudinge. So daar's 'n klomp goeters, algemene bekommernisse wat mense ervaar. Nou, party van die goeters het ek en jy oor onsself gebring, en nou is ons bekommerd oor wat gaan gebeur, nadat ons nou foute gemaak het in ons besluitnemingsprosesse. En party van die goeters is wat ander mense na ons kant toe bring, en party van die goeters wat die lewe na ons kant toe bring. So, bekommernis is deel van jou en my lewe. Nou, Corrie ten Boom, ek weet nie wie van julle het al van haar goed gelees en ken dit nie. Nou, sy het 'n wonderlike stelling gemaak oor bekommernis. En ek gaan hom nou vir julle wys, dat jy moet 'n bietjie mooi dink oor dit. Mooi dink daaroor. Corrie ten Boom said, "Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength." Dink gou 'n bietjie daaroor. Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Dis 'n geweldige belangrike ding, en ek wens ek kan dit altyd onthou. Jy weet, laat dit in jou kop bly. Dat bekommernisse niks verander aan môre nie. Verander niks aan môre nie. Maar dit vat vandag se krag by my weg. Vandag maak dit my lam. En maak dat ek nie hierdie lewe in die oë kan kyk nie. So bekommernisse is deel van ons in ons lewens. En dit help ook nie bloot ek sê vir jou vanoggend, man, jy moenie bekommerd wees nie. Dink julle dit help? Nee, dit help net mooi niks nie. So eintlik, nee, die preek gaan jou help, okay. So ek wil nou een ding sê, ek moet eintlik nie oor preek nie, maar nou dink ek, nee, ek moet hier oor praat. Ek moet hier oor iets sê. Dit help nie, ek sê vir jou, moenie bekommerd wees nie, alles sal regkom, want alles kom nie altyd reg nie. Wie was al daar? Ja, dit kom nie altyd alles reg nie. Dit help ook nie, ek sê vir jou, jy moet net 'n goeie gesindheid hê en optimisties wees nie. Jy sien, die oomblik wanneer jy probeer om nie bekommerd te wees oor iets nie, dan raak jy al hoe meer bekommerd daaroor. Is dit nie so nie? Want jy begin dit te oordink.
En baie van ons dink ons nou heeltemal te veel as wat ons moet dink. Nee, dit was van Adam en Eva se probleem af. Toe Eva begin dink, toe is daar moeilikheid. Dit is so. Vra vir al hierdie manne, as jou vrou vir jou sê, ek dink, dan weet jy, oeps. Hier kom 'n ding. Ja, is nou nie so erg nie. Nou, maar jy sien, die probleem is soms dat ons rarig 'n ding te veel bedink. En hoe meer jy dit bedink, dan oorreageer jy. En jou emosies raak betrokke. En dan raak dit heeltemal 'n warboel hier binne in jouself. So dis nie so maklik om net te sê stop dit nie. Moenie net daaraan dink nie. Maar ons gaan prakties gesels oor hoe moet ek dit hanteer en wat kan ek doen omtrent. So om oorwinning te kry oor bekommernis beteken ek moet iewers 'n gepaste aksie neem. Ek moet en as ek die regte aksie neem, kan ek by bekommernis verbykom of ek kan dit oorwin en ek kan deurbreek uit my bekommernisse uit. John Maxwell het eendag gesê in een van sy kursusse, hy sê, why worry? 40% will never happen. Dis so, wie van julle was al bekommerd oor 'n ding wat nooit gebeur het nie? Ja, ons almal was maar daar. 30% concerns old decisions that cannot be changed. Ja, jy het gister droog gemaak. Alhoewel, behalwe nou as jy nie geleer het vir 'n eksamen nie, dan weet jy vandag gaan jy die pak slaag kry daarvoor of so iets, maar jy weet, goeters wat in die verlede lê in die verlede, jy kan niks daaraan doen nie. En jy bly daaroor bekommerd wees. 12% centers upon criticisms made by people who feel inferior. 10% is related to my health, which worsens when I worry. And 8% are legitimate and can be met head on when I have eliminated pointless worries. So, daar's goeders waaroor ek en jy bekommerd is, waaroor ons nie moet bekommerd wees nie. En miskien is daar een of twee goeders wat regtig belangrik is en jy moet jou fokus daarop sit. Nie net bekommerd wees daaroor nie, maar by 'n oplossing uitkom. Dit hanteer, op die einde van die dag by 'n plekkie kom waar jy weet, ek moet dit kan hanteer. En dit begin by onderskei, waaroor moet ek regtig bekommerd wees? Wat is die goeters wat ek niks aan kan doen nie? En wat is daar iets goeters waaraan ek iets aan kan doen? En daai goedjies is die goeters wat jy kan hanteer en die ander moet jy net laat gaan. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê die woord, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Wie van julle weet dis waar? Ons almal weet dis waar. Okay? Maar wie van ons pas dit regtig toe? Wie van ons leef regtig op 'n plekkie waar ons sê, ek kan oor niks besorg wees nie en ek hoef oor niks besorg wees nie. Jy sien, op die einde van die dag gaan dit oor geloof. My geloof in God. En my geloof sê, hy is in beheer en ek vertrou hom. As ek glo dat God is in beheer van alles in my lewe. As ek glo dat God is die een wat my lewe rig en my lei en stuur en in alles van my lewe is hy in beheer, dan moet ek hom ons vertrou met vandag en môre en oormôre. Jy sien, die probleem is, wanneer ek en jy God minder vertrou vir môre, dan voel ek moet ingryp. Ek moet iets doen. Ek moet iets aan hierdie situasie doen. En dis wanneer bekommernis in my hart opstaan, want ek besef, ek weet nie eintlik regtig hoe om dit te doen nie. En ek weet nie regtig hoe om hierdie situasie te hanteer nie. En ek weet nie wat om eintlik te maak nie. Nou sit ek met 'n stuk bekommernis hier binne in my hart.
So ek is bekommerd. En ek weet dat God alles in sy hand hou, maar ek bly nog steeds bekommerd. So iewerste moet ons daarmee deel. Moet ons op 'n plekkie kom waar ons vir onsself sê, hoe hanteer ek dit? So hoe deel ek met die goed wat regtig waaroor ek bekommerd moet wees? Die goeders wat in my lewe kom wat ek moet aanspreek. En begin by punt nommer 1. Neem toepaslike stappe. So identifiseer die eerste stap wat jy moet neem oor hierdie ding waaroor jy bekommerd is. Party van ons worry net en ons doen niks. Julle verstaan dit? So as ek niks doen nie, wat gaan ek doen? Ek gaan net aanhou bekommerd wees. Ek gaan aanhou leef met hierdie bekommernis in my, en ons weet as jy bekommernis 'n rukkie daar sit, dan verander dit in angs, in vrees, en dit raak al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer, en naderhand is dit die hele ding, maak my hele lewe toe, dit vul my gedagtewêreld, dit vul alles van my, hierdie stuk angs en spanning wat by my opgewek word, omdat ek bekommerd is. So, kry die eerste stap, die eerste treetjie wat jy moet gee, die eerste stap wat jy moet gee. En, nou ja, kom ons praat gou oor dink, wanneer ons goed oordink. En ek dink, meeste van ons werk maar so, wanneer ons iets het wat ons pla. Wat is ons gewoonlik? Kom ek vat nou net 'n eenvoudige voorbeeld. Ek het nou 'n gesprek wat ek met iemand moet hê, wat 'n ernstige gesprek is. En nou is ek bekommerd oor die gesprek. Okay? Of dit 'n werknemer is wat moet aangespreek word, of ek moet met my baas gaan praat, want ek soek meer geld, of wat ook al, ek moet iets gaan doen, ek moet met 'n kind praat, of 'n vriend praat, of 'n vriendin praat, en ek moet vir hulle iets sê wat nie baie lekker is nie, of onaangenaam is. So wat gebeur hier binnekant? Nou begin ek bekommerd raak oor die gesprek. Want dis maar so half logies. Ek sê altyd vir mense, jy moet nooit gemaklik voel met 'n moeilike gesprek nie. Die oomblik as jy 'n moeilike gesprek geniet, dan jy 'n probleem. 'n Moeilike gesprek moet altyd moeilik wees, want dan beteken dit jy gaan versigtig wees. So jy kan nou die hele tyd sit, maar weet jy wat maak ons? Ons sê, wat gaan nou gebeur as ek nou met die persoon praat? Hoe gaan die persoon reageer? Sê nou hulle ontplof. Jy sien, nou is ons by ontplof al. Niemand het nog ontplof nie. Ek bedoel, jy het nog eens met die een gaan praat nie. En nou dink ons, dan gaan hulle kwaad wees vir my, en ons gaan nooit weer vriende wees nie, of wat ook al, en my kind gaan die deur in my gesig toe klap. Hulle is nie eens naby 'n deur nie, maar dis hoe ons koppe werk mos nou. So, neem die besluit om die eerste tree te gee, en moenie te ver vooruit gaan nie, want jy het geen idee wat verder gaan gebeur nie. Moet net nie verder gaan nie. Stop jouself en sê, weet jy wat, nou, hier is 1 tree. As ek hom gegee het, kan ek die volgende tree beginne gee. So waar begin ons? Begin deur dit vir God te gee. Begin daar. Dis gewoonlik die eerste tree, maar dit is nie die eerste tree wat ons natuurlik neem nie. Ons het 'n geneigtheid om eers bekommerd te wees. En later van tyd dan onthou ons, ek moet seker met die Here hieroor praat. Is dit nie? Ja, dis maar so dit werk. So ons moet begin deur dit vir Vader te gee en te sê, Here, hier is dit. As daar niks is wat jy aan 'n probleem kan doen nie, maak nie saak wat dit is nie. As daar net, jy weet net, ek kan niks hier aan doen nie. En daar is sulke goeders. Los dit net in Vader se hande. Gee dit vir hom en los dit daar. Dis nou die moeilike ene. Is dit nie? Okay. So wat maak ek? Ek gee dit vir hom en sê, Vader, dis in u hande. Wat maak my kop? My kop gaan kort soontoe. So al wat ek moet doen is, ek moet elke keer net vir my kop herinner, jy het dit vir Vader gegee, dis nie meer jou probleem nie. Dis in Vader se hande. Terwyl ek nou vanoggend hierdie boodskap gaan nou voor die tyd en ek 'n bietjie dink, nou dink ek so aan myself nou, weet, in die tipe van goeters. Nou weet ek daar's 'n ding wat my pla, nie bekommerd nie, maar daar's 'n ding wat my pla wat ek graag uitgesorteer wil hê, maar nou weet ek het met die Here nou al 'n rukkie 'n pad wat ons nou stap en ek praat met hom en al wat hy vir my sê is wag. En ek is nie 'n goeie wagter nie.
As julle verstaan wat ek bedoel. Ek kort dan sê ek by hierdie ding. En die Here sê net vir my, sê net vanoggend terwyl ek nou weer met hom praat, terwyl ek nou weer hom herinner aan die ding waaroor ek nou bekommerd is. Waarvoor hy vir my gesê het, is okay, los dit vir my, ek sort dit uit. Nou is ek weer daar, nou wil ek nou weer met hom praat oor die probleem wat ek gedink het, ek al klaar weggegee het vir hom. Ek wil dit net weer 'n bietjie afpolish en blink maak, weet, sodat dit net duidelik sigbaar kan wees. Maar hy weet dit, al wat hy vir my sê is, vertrou jy my nie? Ek sê, nee Here, dis ek vertrou u, ek weet, dis in die hande, maar dan los dit net. Dis die moeilike een. Dis nie so maklik om dit te doen nie. So al wat jy moet doen is, in daai tyd, wanneer jy hom weer gaan haal, gee hom maar net weer terug. Totdat jy in jou hart oortuig is, Here, daar's regtig niks wat ek hier aan kan doen nie. Dis in u hande. Sommige goed kan ek en jy uitsorteer, en ons kan regtig goeie planne maak. Maar dan sê die Here ook vir jou, nee, gee dit vir my. Ek sal dit hanteer, soos wat ek dit wil hanteer, en weet dit gehanteer moet word. Gee dit vir my. En dan moet ek en jy dit afgee. So die eerste stap begin altyd by gee dit vir Vader, gee dit vir die Here. Hou op om dan om slaap daaroor te verloor. Nou ja, dis nou makliker gesê as gedaan. Want party van julle sukkel om te slaap, want jou koppietjie is vol van allerlei goede. Nou party van julle se koppietjies is heeltemal te vol. Okay. So, raak ontslae daarvan. Gee dit vir die Here en los dit by hom. Wat kan ek nog doen? Tel die telefoon op en bel. Is jy bekommerd oor iemand? Wel, jy het 'n selfoon man, bel hulle. Vrou, hoe gaan dit met jou? Is julle okay? Bel, doen iets, doen 'n praktiese ding om die probleem of die bekommernis aan te spreek. Ons sit baie keer met die bekommernis, maar ons is te bang om die tree te gee, om dit uit te sorteer. Jy sit en jy het hierdie pyn, wat iewers sit in jou lyf. Ek het hierdie pyn, en jy gee dit vir die Here, en jy vertrou Vader daarmee, dat hy dit sal uitsorteer, maar ek het hierdie pyn. Jy weet ons hoe dit gaan. So hy sit daar, en dan dink jy, is dit hierdie ding, is dit daai ding? Ek hoop jy so iets nie. Christmas, dit is verskriklik. So ek sit die hele tyd met hierdie pyn. Man, gaan sien iemand wat vir jou kan sê wat die pyn veroorsaak. Doen iets. Moenie net worry nie. Moenie net die hele tyd sit en bekommer wees oor daai ding waar jy iets aan kan doen nie. Tel die telefoon op. Neem 'n besluit. Neem die eerste besluit. Vra vir Vader, Here, gee vir my wysheid oor wat om te doen en hoe om hierdie saak te hanteer. Jog, ek het in my lewe al moeilike gesprekke gehad en ek sien nie uit daarna nie. En dan jy wil dit uitstel en uitstel. En dan die dag wanneer ek die persoon bel en sê, kom ons maak 'n afspraak, laat ons 'n bietjie kan gesels. En jy kom daar en jy vertrou die Here om 'n oplossing vir jou te gee en uitkoms te gee. En as jy klaar is met die gesprek, dan wonder ek, hoekom het ek dit nie lankal gedoen nie? Hoekom het ek nie lankal hierdie ding uitgesorteer nie? Dan was die hele warboel van hierdie binnekant gevoel al lankal opgelos, klaar weg. Fokus daarop, voer daai moeilike gesprek. Gaan sit en kyk mekaar in die oë en sê, weet jy wat, hier is 'n ding moet uitgesorteer word. Manne, vroue, wat getroud is met mekaar. Man, voer die gesprek. Kyk mekaar in die oë en sê, weet jy wat nou, ons kom al 'n lang paadjie saam mekaar, maar hier is 'n ding wat pla. Hier is iets wat nie lekker is nie. Voer die gesprek, is die enigste manier om van dit ontslae te raak. En kry in daai gesprek die inligting wat jy nodig het, om die regte besluit te kan neem. Moenie vasgevang word in jou eie perspektief nie. Ons weet mos wat dink ander mense, is dit nie? Ja, jy weet presies, as iemand van vooraf kom en loop by jou verby en hulle groet jou nie, dan weet jy presies wat hulle dink. Jy weet presies wat gaan in daai ou se kop aan en hoe hulle voel en alles wat daar is, jy het mos nou jou perspektief en jou perspektief is mos nou die enigste regte saak hierso.
In plaas van dat jy gesprek het en uitvind waaroor gaan dit en wat kan gedoen word hier omtrent, hou jy vas aan jou perspektief, want dis jou, wie sê jy's reg? Of wie sê jy's heeltemal reg? Dalk het jy net 'n halwe waarheid weet en 'n net so groot stuk leuen van die vyand. Wat wil hê, jy moet bekommerd bly, en wat wil hê, jy moet nie verhoudinge herstel nie, en wat wil hê, jy moet in spanning leef. Kry hulp van iemand. Ek het al hoeveel keer in my lewe geleer, deur net te sit en te luister wat ander mense sê, baie keer, baie probleme vir my oplos. Deur net 'n ander perspektief te kry. Deur net iemand anders se siening oor 'n saak te kan raak sien. En baie van daardie goed wat ek raak gesien het en daai sake wat ek na geluister het, het vir my baie deur oopgemaak om vir my te sê, man, daar's eintlik is daar baie oplossings vir hierdie situasie. Net ek hou vas aan myne en my idee en my plan en nou sit ek met my probleem. So, maak 'n plan, doen iets. Matthew 6:25-27 says, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, or what you will drink, nor about your body, what you will put on. It is not life more than food, and the body more than clothing. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Inteendeel, met daai stuk spanning en daai stuk bekommernis, vat jy eintlik van jou lewe weg. Jy maak dit eintlik korter, in plaas van om dit te verbeter. So, neem die eerste stap. En as jy nie weet wat om te doen nie, vra iemand anders, wat met 'n ander perspektief na dieselfde situasie kyk, wat uit 'n ander hoek uit daai selfde situasie hanteer, wat weet, wat al miskien deur so 'n proses is, wat moet ek doen? Sommige goeders is vir ons rof en erg. Ek het in ons tydperk in die bediening, het ek al baie mense gesit, by baie vrouens gesit, wat 'n man afgestaan het aan die dood. En die man het al die goed hanteer in die huis, die betalings, die bank, die versekerings, en al die goed hanteer, en skielik, hier sit 'n vrou, en haar man is weg. En nou is hier die stuk bekommernis, hoe gaan ek al hierdie goed gehanteer kry? Nou jy kan sit in jou hart met hierdie vrees, hoe gaan ek dit hanteer, en jy kan aanhou sit met daai vrees, en aanhou sit met daai bekommernis, en die angs wat dit in jou opwek, of jy kan met iemand gaan praat wat al die deur is. Iemand wat survive het, wat dit al beleef het, en ondervinding het, en ervaring het, en vir jou kan sê, miskien moet jy na kyk, miskien moet jy daarna kyk, hierdie is 'n ding wat gedoen moet word, daar is 'n ding wat gedoen moet word, gaan sien 'n persoon met kennis en vaardigheid oor jou finansies, en oor oor alles, oor jou boedel, kry iemand wat dit verstaan, maar moenie net sit met bekommernis nie, doen iets omtrent dit, sodat jou lewe kan verleng, en jy kan lekker leef. Nommer 2, plaas jou vertroue op die regte plek. Hoekom het ek en jy bekommernis oor 'n ding? Hoekom is daar 'n stuk bekommernis oor my? Hier is my Bybel. As my Bybel in my pad is, weet ek wil nou, hy's nou in die pad daar. En dis nou 'n voorwerp wat net in die pad is. As ek niks aan kan doen nie en hy bly in my pad, dan gaan ek dalk nou bekommerd wees, die ding is daar. Maar ek kan maklik my Bybel vat en ek kan hom daai kant neersit. So dit gaan my nooit bekommer dat my Bybel hier lê nie. Want dit is maklik om hom te skuif. Daar's goed wat ek en jy dood eenvoudig maklik kan doen. Al is dit ongemaklik, al is dit nie lekker nie, ek kan dit doen. En dit vat bekommernis by my weg.
Want ek hoef nie bekommerd te wees oor iets wat ek kan doen nie. Maar daar is sekere goed wat ek en jy net mooi niks aan kan doen nie. Jy kan net nie, jy moet net vir God vertrou. So wanneer die druk op ons hoog is, dan wil ons almal graag na die Here toe gaan. Maar weet jy wat, hierdie klein bekommernisse vat ons nooit na hom toe nie, ons bly maar net bekommerd. Jy kan alles wat daar is in jou hart en in jou kop en in jou lewe vir hom gee. Maak nie saak wat dit is, of dit groot is of klein is nie, gee dit net vir hom. Sê Here, hier is my probleem, hier is my uitdaging en ek is bekommerd hieroor. Gee dit net vir hom. Sit dit in sy hand en sê Here, hier is dit. Ek weet nie wat om daarmee te maak nie. Hy weet wat om daarmee te maak. Hy weet hoe om dit te hanteer. So sit jou geloof in hom. En dan los daai ding wat jy vir hom gegee het by hom. Moenie dit weer gaan haal nie. Matthew 6, Matteus 6 vers 33, 34 sê, maar soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ons weet hoe lyk die lewe. Maar weet julle wat? Ons weet ook hoe lyk God. Ons weet die omstandighede, man, jou omstandighede kan net so verander. En daar is ook goed wat jy in jou hart dra en jy sê, hierdie ding lê voor, hierdie ding lê voor. Is daai probleem waarmee jy sit, is dit waaroor jy bekommerd is dit groter as God? Is dit groter as God se vermoë om te versorg en te help en uitkoms te gee? Is daar enige iets wat God nie kan doen nie? Is daar enige situasie in jou lewe waarin hy nie kan ingryp en omstandighede waar hy nie verandering kan bring nie? So sit jou vertroue in die Here. Jy sien, wanneer ons God vertrou, in plaas van om bekommerd te wees, dan verhoog dit ons geloof. En weet julle wat gebeur wanneer my geloof verhoog? As dit gebeur, dan verhoog die hoop in my lewe. En dan sê ek vir myself, daar is hoop vir uitkoms. Daar is hoop vir verandering. Daar is hoop dat hierdie probleem kan verbygaan, dat hierdie situasie kan verander. Dit bly deel van ons lewens. Gee dit vir die Here. Hou op om te probeer om dit self uit te sorteer en op te los. Gee dit vir die koning. Die goed wat jy niks aan kan doen nie. Die wat jy self kan doen, sort dit uit. Neem net die tree. Neem die besluit. Derdens, gee jouself toestemming om so 'n bietjie te rus. Want dit klink na 'n snaakse dingetjie. Klink nou of ek oor 'n Sondagmiddag slaapie praat. Jy sien, broer en suster, as wanneer ek en jy goed oorkompliseer, wanneer ons dit te ingewikkeld maak hier in ons koppe, wanneer ons situasie oordink en dit raak naderhand spanning en dit raak angs, dan raak ons uitgeput. Almal van julle was al deur situasies waar jy oor 'n redelike termyn met bekommernisse en angs in jou hart gesit het. En jy weet wat is die effek wat dit het op jou liggaam en jou siel en jou gees. En soms het ek en jy net nodig om binne in ons situasie net so 'n tree terug te gee, weg van dit af, en vir myself te sê, rus net 'n bietjie. Haal net 'n bietjie asem. Gee net jou siel kans om asem te haal. Nou, almal van ons, ons werk verskillend as mense. Ek weet, as ek nou so druk gehad het, en ek voel dit aan my lyf, en ek voel dit hier binne in my, en ek raak moeg, dan soek ek net 'n bietjie natuur. Ek soek 'n bietjie veld. Ek soek 'n bietjie bosse, en bome, en berge, en diere. En as ek daar beweeg het, en ek was net so rukkie daar tussen in die veld, net weg van alles af, om eerlik nou te sê, net weg van mense af.
as ek dan nog net so 'n bietjie kan wegwees. Dis wanneer my siel begin asemhaal. En my siel weer versterk word. En krag kry. En miskien is dit vir jou anderste. Daar's dalk iets anderste wat jou krag gee, wat jou versterk. Maar doen nie dit. Maak seker dat jy nie moeg is nie. Weet julle wat, as jy moeg is as 'n mens, nou praat ek nie net van liggaamlik moeg nie. Liggaamlik moegheid, jy slaap en jy staan op en jy voel beter as jou liggaam moeg is. Maar ek praat van wanneer jou siel moeg is. Jy het 'n wedergebore gees, so jou gees kan nie eintlik moeg word nie, né? Dis 'n wedergebore gees. As jy kind van God is hy nuut gemaak, hy's gevul met God se heerlikheid, verseël deur die Heilige Gees. Maar jou siel is die plek waar die probleme sit. Jou denke, jou wil en jou emosies en jou persoonlikheid. So wanneer jy daar moeg is, ons soek verskillende maniere van krag kry. En baie mense hou waarvan om tussen mense te wees, want dis waar hulle krag kry. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie, maar hulle doen dit. Ander wil weer net wegwees van mense af, want dis waar hulle krag kry vir hulle siel. Net daai bietjie asemhaal, sodat ek net weer die lewe in die oë kan kyk. So, gun jouself dan baie keer net om 'n tree weg te tree van jou situasie en jou omstandighede en rus doelbewus. Rus doelbewus. As ek nou persoonlik, as ek nou baie jare as sou nou 'n jaar vat van Januarie tot Desember, is rowwer as ander jare. Wat mense aanbetref. En mense se hartseer en pyn en goeters aanbetref. So soms in 'n jaar sal ek baie tyd moet spandeer met mense met groot uitdagings in hulle lewe en baie hartseer. En omdat dit my verantwoordelikheid is en omdat ek die herder is, dra ek hierdie goed saam met mense. Jy voel dit aan jou lyf en jy voel dit in jou siel. So wanneer ek aan die einde van 'n jaar kom, baie keer, dan kan ek regtig voel, weet jy wat, hierdie jaar het my moeg gemaak. Want dit is emosioneel moeg. Maar ek weet nie hoe begin ek agterkom ek is moeg. My kreatiwiteit verdwyn. Ek kan nie meer logies dink nie. As ek gaan sit en ek wil 'n preek uitwerk en jy moet kreatief daarmee werk en jy moet regwerk daarmee en ek sit daar dan sukkel ek dat dis net as ek het net in my brein is asof ek 'n breinvries het. Jy kan dit nie, dis asof jy nie kan dink nie, dis asof jy nie reg kan voel nie. Jy sukkel om te hoor, jou siel is so half die Engels sê numb, né? Dis daai so dowwe gevoel wat jy in jou het. Jy sukkel om te hoor wat Heilige Gees sê. Dis 'n inspanning alles wat jy doen. Dan weet ek het nou rus nodig. Ek moet net 'n bietjie wegkom. Net 'n bietjie asemhaal, net 'n bietjie doelbewus rus. In Psalm 4:8 he says, "In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety." Ons het nodig om te kan rus, en God is die een wat vir ons help om daai rus te kan gee. So, hoe doen ons dit? Jy moet slaap, okay? Jy moet slaap. Nou weet ek, as jy bekommerd is, dan sukkel jy om te slaap, maar jy moet maar slaap. Ek praat nie van die slaap van depressie nie. Jy weet, daar is 'n verskil. Depressiewe mense het 'n geneigtheid om te lank te wil slaap. Want as ek die kombers oor my kop getrek het, is my probleme weg. Maar hulle weet dit nie, jy trek die ding saam met jou onder die kombers in nie. Hy is saam met jou daar, want hy sit hier. Okay? Hy sit hier in jou siel, en dis waar hy sit. So jy moet slaap, jy moet oefen. Nou dit is nou die teenoorgestelde van rus, is dit nie? Maar jou liggaam het oefening nodig. Is dit nie so nie? Julle is stil, laai dit. Okay. Verander jou pas. Baie keer moet jy net 'n breek in jou roetine hê.
Baie van julle is nou al afgetree. So jy het 'n roetine daar waar jy is. Jy het jou vrou se roetine, nou is jy man is. So jy het 'n roetine. Maar baie keer raak ons so gewoond aan wat ons doen. Dis presies dieselfde ding elke dag. So ons hou aan met presies dieselfde manier lewe. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Saterdagoggend gaan ek net Brugmark toe. Dit breek daarom so 'n bietjie my roetine. Okay. Maar die res van die tyd is dit maar weer net Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. En gewoonlik mense wat werk van Maandag tot Vrydag of Saterdag, wat ook al, wat nog besig is om te werk. Hulle is geneig om baie maklik so in 'n roetinetjie te verval. En jy het presies dieselfde goed wat jy doen, presies dieselfde altyd. Jy moet een of ander tyd net bietjie jou roetine verander. Dis 'n goeie ding. Drink eers jou koffie en dan borsel jy tande. Of wat ook al. Doen iets anders te om. Okay? Was jou gesig en dan word jy wakker. So iets. Ek weet nie wat nie, maar kry vir jou en vra net, Here, help my net om my roetine net 'n bietjie te verander. Dalk sal dit net so 'n bietjie iets vir my doen. Change your pace. Do something. En lag. Lag. Wie van julle kan lag? Lekker lag. Wie van julle? Okay, nou gaan ek die vraag vra. Wie van julle het hierdie week lekker gelag? Okay. Wie het nie? Jy moet iets kry om oor te lag. Okay, kry 'n grappie. Ek weet nie wat nie, maar lag net. Lag is genesing. Lag maak 'n ou se hart beter voel, vrolik voel, lekker voel. Ek dink nie ek het ook hierdie week gelag nie. Die week is baie vinnig verby, moet ek sê. So ek weet nie. Maar iewerster moet ons iets kry wat jou lagspiere prikkel. Okay, wat net so laat jy lekker kan lag hier uit jou maag uit, né? En as jy hier uitlag, dan jy voel sommer beter as jy 'n lekker lagsessie agter die rug het. Is maar so. Okay, so lag. Kry 'n betekenisvolle gesprek met iemand. Gaan sit net en gesels. En ek het nou daarby geskryf daarso, nie konflik georiënteerd nie. Mense wil nie nou, as jy nou spanning het of bekommernisse het, nou nog konflik ook nog inbring nie. Net 'n goeie, lekker gesprek met iemand anders. Nou kies die persoon goed. Anders voel jy baie slegter as jy daar klaar is. Jy moet beter voel as jy klaar is met die gesprek. Ek en Anneline het dit baie keer vir mekaar gesê, toe ons in Queenstown in die gemeente was daar 'n tannie. Sy het kanker gehad, in maagkanker, in haar maaggedeeltes, waar ook al. So sy was in 'n groot deel van ons 4 jaar wat ons in Queenstown was, in die tyd wat sy geleef het, was sy bedlêend gewees. Maar ons het dit hoeveel keer vir mekaar gesê. As ons daar by haar uitkom en ons gaan sit 'n bietjie en ons kuier 'n bietjie saam met haar en gesels saam met haar. As ons daar uitstap, dan sê ek altyd vir haar, "Wow, ek is nou so bemoedig. Ek voel sommer goed." Hier's 'n persoon wat in pyn lê op die bed, maar die manier hoe sy praat en wat sy praat en wat sy sê, het altyd net jou hart laat opstaan. Iets het gebeur hier binnekant. Nou kry vir jou iemand wat jou hart laat opstaan, so 'n bietjie. Wat jou laat goed voel oor die lewe. Maar weet jy wat, as jy by iemand kom en hulle is, jy weet, jy ken daai lang gesigte en moeilik, die lewe is moeilik. Die skoene druk en alles is swaar en al daai goeters, weet. As jy daar uitstap, dan voel jy ook, die lewe is verskriklik. Kyk hier, ons lag nou, maar almal van ons voel een of ander tyd so. Daar, julle weet daai gevoel. Een of ander tyd voel ons so. Jy's daar, nou, maar jy kom weer daar uit. Maar nou, as jy nou daarin is, moenie iemand anders gaan soek wat ook daarin is nie. Kry iemand wat uit is. Sodat jy 'n gesprek kan hê met iemand wat jou kan opbou, wat in jou lewe kan inspreek, wat nie noodwendig vir jou preek nie. Julle verstaan wat ek bedoel.
maar net lewe kan spreek. Iemand wat wys is, wat wysheid het, iemand wat se woorde jou kan help om op 'n ander manier na die lewe te kyk. Of ook op 'n ander manier na jou omstandighede te kyk. Partykeer is ons so geneig, om met ons bekommernis net hier binne te hou. En miskien dalk ek en my vrou, ons deel die goedjies met mekaar, en hier stoei ons en roei ons twee, saam met mekaar. En so nou en dan is die een die span en die ander een lê plat in die boot, en dan is die ander een weer die span en lê die ander een plat in die boot. So miskien moet jy net iemand kry wat 'n motorboot het. Dan gaan gesels met iemand wat dan net anders te dink, anders te voel, anders te optree, anders te weet wat net vir jou ander perspektief kan gee. Julle hoor wat ek sê? OK. So wanneer jy jou brein toestemming gee of kans gee om 'n bietjie asem te haal, dan dink 'n mens ook beter. Dan sien 'n mens goed in 'n ander lig. En ons het nodig om soms 'n gesprek te hê waar iemand net daai blou brille van jou gesig afhaal vir jou sê, man, hey, die lewe is nie blou nie. Kyk net so, jy sal sien die lewe is nie blou nie. Dat ons net dit doen. En dan laastens, as jy vashaak, praat met iemand. Iemand wat verstaan. Iemand wat die vermoë het om in jou lewe in te spreek. Nie net iemand wat by 'n lekker gesprek kan hê nie, maar iemand wat gekwalifiseerd is om jou te help. Somstyds het ek en jy hulp nodig. Somstyds is die ding wat jy dra net te swaar. En niemand van ons is gemaak om ons bekommernisse alleen te dra nie. Is nie so gemaak nie. Ons is gemaak om iemand te hê wat saam met ons help om die vrag te dra. Hier's baie van julle wat alleen is. Jy's 'n alleen mens. Jou man of jou vrou is oorlede of jy was nooit getroud nie, of wat ook al, jou kinders is nie naby nie en jy's alleen. Dis 'n moeilike plek. Dis 'n moeilike plek om dan jou bekommernisse te vat en self te hanteer en kan swaar raak om te voel, maar ek dra alles. Maar kry vir jou iemand met wie jy kan regtig kan praat, wat jou kan leiding gee, hulp gee, wat net kan help dat jy op 'n ander manier kyk. Ons almal gaan deur seisoene in ons lewens. En soms is daai seisoen 'n baie moeilike seisoene. Van julle sit julle self en het jouself binne in 'n winterseisoen in jou lewe. En dit lyk asof alles om jou dood is. En jy kry koud. En daar's nie blaartjies nie en daar's nie blommetjies nie, dis net dooie takke. En dis al hoe jy voel, is hierdie klomp dooie takke. Maar weet julle wat gebeur in die winter? In die winter groei wortels. Dit wat onder die grond is, groei in die winter. Dit wat bo die grond is, staan gewoonlik stil in die winter. Dis God se manier om ons krag te gee en ons sterker te maak in ons gees. Maar ek het iemand nodig wat my kan help om te besef dat daar is wortels besig om te groei. En hoe gee ek wortels, die worteltjies kos, sodat hulle sterker en beter kan groei in hierdie seisoen in my lewe? Daar's verskillende tye, verskillende seisoene in ons almal se lewe. So doen 'n bietjie huiswerk en kry vir jou iemand met wie jy kan praat, met wat jou kan leiding gee en hulp gee en bystand gee, en met wysheid en insig en met onder leiding van Heilige Gees se inspraak in hulle lewens met jou kan praat. Daar is tye, luister gou mooi man, daar's tye in ons almal se lewens wanneer ons sukkel om die stem van die Heilige Gees te hoor. Daar's tye wanneer ek en jy sukkel om te verstaan hoekom dit so is soos wat dit is. En ek het nie nodig om te sit by iemand wat dalk nou net kan hoor by Heilige Gees en dalk net 'n rema woord in my lewe kan inspreek wat lewensverandering bring. Wat net my oë bietjie oopmaak en net vir my anders te laat kyk na my situasie en my omstandighede. En somtyds, weet julle, somtyds al is daar geen antwoorde nie. Somtyds help dit net om te praat. Somtyds help dit net dat ek dit wat hier binnekant so my vasdruk net uitkry.
dat dit net uitkom. En net die uitkom alleen hier uit my mond uit maak dit alreeds hier binnekant net meer draaglik. Dat ek nie meer so hard op my druk nie, want ek het 'n geleentheid gekry om te sê wat in my lewe aan die gang is. So, dis wonderlik as ek iemand kan kry om saam met my die pad te loop en in my lewe kan inspring. Dis produktief, dis iets doen omtrent my situasie en my omstandigheid. Dis nie net sit en wag dat dit nou maar moet gebeur wat moet gebeur nie. Ons is nie gemaak om hierdie bekommernisreis alleen te stap nie. In Tessalonisense 1, Tessalonisense 5 vers 11 sê hy, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander ene op, soos julle ook doen. Bemoedig mekaar. Somtyds, as ek daaronder is, het ek iemand anders nodig wat hierbo is. Wat my net so 'n bietjie kan sê, hey man, ek het 'n bietjie meer krag in my bene as jy. So kom ek sit my skouer net so 'n bietjie onder jou arm in, ek tel jou op en ek sê, ons gaan dit maak. You're going to make it. Kom ons gee die tree net saam met mekaar. Daar is mense, julle wat in klein groepe is, jou selleier, die ander mense in jou klein groep, praat met hulle. Gesels en wees bereid om te sê, weet jy, ek het nou 'n bekommernis in my hart. En weet jy wat, ons is mos nou kindertjies van Jesus, né? En ons almal leef 100% in oorwinning. Is mos so? Ja, ek het so gedink. Maar ons leef almal omtrent 100% met trots. Daarom het ons 'n geneigtheid dat wanneer ons bekommerd is oor 'n ding, ons dit nie met iemand wil deel nie, want net te dink hulle ek is 'n swak Christen. Net te dink hulle, jy is nou nie uitgesort nie. Hoe kan jy nou weet wie jy is en jy het 'n stuk bekommernis, jy moet mos nou vir die Here gee. Moenie laat trots jou onderkry nie. Moenie laat trots veroorsaak dat jou bekommernis in angs verander en in siekte verander. Want dis wat die vyand jou wil hê en dis wat hy met jou wil doen. So, hoe oorwin ons bekommernis? As jy hierdie goeders doen wat ek nou vir jou gesê het, is net 'n paar, daar's baie ander goeders wat jy kan doen. Die belangrikste ding van alles wat ek gesê het, gee dit vir Vader. Gee dit vir Vader. Hy het jou lief, hy gee regtig om vir jou, wat in jou hart aan die gang is, daai goeders wat jou maag so laat draai, wat jou hart so de mekaar maak, daai dingetjie wat hier soos 'n torretjie rondvlieg hier binne, en nie wil stil sit nie, wat aanhou jou gedagtes so laat hardloop hiernatoe en daarnatoe, gee dit vir hom. Hy verstaan 100%. Hy verstaan 100%. En jy kan ook prakties wees. Neem toepaslike stappe. Put your trust in the right place, op die Here. Gee jouself toestemming om 'n bietjie te rus. If you get stuck, talk to someone. Kry iemand om mee te praat. Ons is nie gemaak. Wil jy moet mooi hoor wat ek nou sê. Die mens is nie gemaak om met bekommernis te leef nie. Jou liggaam is nie gemaak daarvoor nie. As ons konstant daarmee leef, dan gebeur goed binne in jou liggaam wat jou siek maak. Wat hierdie liggaam afbreek en hom vernietig stukkie vir stukkie. En is reg as die Bybel sê, jy kan geen el van jou lewe byvoeg nie. Jy kan niks byvoeg deur bekommerd te wees nie. Inteendeel, al wat jy doen is, jy vat weg van jou lewe af. So gee dit vir die koning. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u met ons praat en met ons deel. Here, bekommernis en die goeders wat later aanleiding gee tot angs en vrees en al daai goeders is vernietigend in ons lewens. En ons het so 'n geneigtheid om dit nie reg te hanteer nie. Ons is so geneig, Here, om net
'n skewe en 'n krom pad te loop. En die vyand is baie gelukkig daaroor, want hy's besig om ons te vernietig. So ons wil vanoggend na u toe kom en net vir u sê, Here, hier is ons en ons het u hulp nodig. Om ons te help, om ook bekommernis in ons lewens reg te hanteer. Om dit uitgesorteer te kry. En ek dank u dat ons weet, ons kan vanoggend alles wat in ons hart aan die gang is, net vir u gee. En ons kan u vertrou daarmee. Terwyl jy oë gesluit hou, ek wil graag 'n uitnodiging vir jou gee. Miskien sit jy vanoggend hier en na's 'n ding wat jou diep bekommerd maak. En miskien is hy rukkie saam met jou en hy loop saam met jou. En jy's bekommerd oor iets, maak nie saak wat dit is nie. Vanoggend wil ons dit vir Vader gee. Net vir hom sê, Here, ek wil my bekommernis ruil vir u vrede. In my hart en my lewe. Ek glo u is in beheer. Ek glo u is die een wat die uitkoms gee. Ek glo dat u net die goeie goed vir my bedink. Daarom kan ek my bekommernis na u toe bring, wat ook al dit is, en ek kan dit voor u voete neersit, en ek kan u vertrou om u vrede in my hart in te giet. Maak nie saak wat dit is nie, ek wil saam met jou bid. En as jy vanoggend so 'n bekommernis het, wat jy vir Vader wil gee, staan gou op jou voete, al wat jy sê is, Here, hier is dit, u weet wat dit is. Ek loop met hierdie ding in my hart, ek loop met hierdie ding in my siel, hy maak my moeg, hy maak my op, hy maak my klaar, en ek kom gee hom vir u, Here. Vanoggend wil ek my bekommernis uitruil vir u vrede, Here. Ek kom vra u, kom bring vrede in my siel en my gees, Here. Bring vrede in my hart, asseblief. Ek wil nie uitnodiging rek nie, as daar nog iemand is wat staan op, en al wat jy sê is, jy sê, Vader, ek vertrou u. Vader, u sien elke man, vrou wat voor u staan, wat ook al, u ken hulle harte, u ken, Here, hulle diepste wese as mens. U weet wat dit is wat hulle saam met hulle ronddra. U weet wat dit is wat hulle harte ontsteld maak en hulle siel ontsteld maak, Here. U weet waaroor hulle bekommerd is. En in hierdie oomblik, Here, kom vat ons dit alles en ons gee dit vir u. En sê, hier is dit, Here, ek gee dit in u hande en ek gaan dit nie terugvat nie. Ek vertrou u absoluut daarmee, want u is 'n God wat vertrou kan word. En ek wil vra in hierdie oomblik, Here, bonatuurlik, deur die werking van die Heilige Gees, kom bring vrede in elke hart wat ontsteld is. Here, bring 'n rustigheid en 'n kalmte om te weet God is in beheer. Ons weet nie wat is die uitkomste nie, Here. Ons weet nie of situasies gaan verander nie. Maar al wat ons weet is ek het vrede in my hart, want God is in beheer en hy weet die beste. En hy sal op die regte tyd en in die regte oomblik ingryp en verandering en vernuwing bring. En hy is die Here op wie ons hoop sit. U is dit, Here. U is ons Here en ons sit ons hoop en ons vertroue in u. Maak nie saak wat dit is nie, Here. En ek kom vra u, bring daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. In elke hart giet dit in, sodat dit sal oorvloei en oorloop, dat hulle 'n bewustheid sal hê van u vrede wat in hulle harte heers. En ek dank u daarvoor, Vader, ek eer u daarvoor, u is wonderbaar en getrou en goed en groot en lieflik, en ons bring hulde en ere aan u vir die werk wat u in ons lewens doen, in Jesus se wonderlike en lieflike naam. Amen.